Right, how's it? My naam is Christo en jy luister na SA Music Zone se podcast. In die afwesigheid van Ilse Marie het ek laasweek 'n ekstra gas ingepoel en nou kreer. Hallo en nou. Hallo Christo. Soos jy kan hoor, en nou is terug. En maar ons hierdie week besluit, staf dit, Kersfees persentjie, want dit was Kersfees geweest. Ons gee vir jou nog 'n ekstra podcaster. Hallo Roan. Hallo Christo en nou. Nou Roan is ek sê vorige housemate vir my gewees en hy's kleine snaaks, maak nie saak wat enige iemand sê nie. So help ons vandag bietjie uit met die podcast om 'n breë spektrum van opinies te lewer. Vandag kyk jy uit na 'n paar goeders, onder andere die New Year's parties reg oor die land waar jy moet wees, as ook ons eie awards. Ja. Ons het laasweek gechat oor Rolling Stones se top 50 best songs van 2012. Toe figure ons moet ook 'n paar awards uitdeel, jy gaan meer daarvan hoor later. Maar interessante kategorieë, don't worry, dis nie dodelik boring nie. Heel eerste net gou daai, ek het 'n stukkie kommerwekkende nuus raak gelees. Mumford & Sons, ons het baie gepraat oor die laaste tyd. Hulle kom moontlik vroeg na Suid-Afrika toe, hulle album was 'n hit gewees en so. Maar volgens NME is daar 'n rumor dat Mumford & Sons se derde album dalk electro gaan wees, meer electronic. Wat dink julle daarvan? Wel, eerstens wil ek net sê ek is 'n Mumford & Sons fan en ek's bereid om kortjie koop as hulle na te kom. Ek dink dit is dalk nie 'n baie goeie ding nie, maar dit kan ook nie 'n bad ding wees nie. Ongesien kyk na bands soos The Killers, wat actually disastrous vir hulle half 'n semi-electro band nou is. En ek hou regtig nie van hulle laaste goed nie. So ek weet nie dis so geval hulle nie, maar being good musicians, ek dink dit kan ook 'n goeie ding wees. Ja, maar kyk net nou. Elke band, almal het hulle fans. Elke band het hulle fans en so aan. So regardless van of wat hulle gaan doen, of hulle elektronika gaan of nie. Ek voel hulle het hulle fanbase gebou nou in die laaste jaar en 'n half of 2 jaar. Nee. Want elke freaking etter kom op met 'n redenasie. Ja, maar my band klink nie meer soos my band nie. Kyk wat die fans van Metallica, hulle gekruisig deur 'n bietjie hulle sound verander het. Noem enige band. Wie was dit geweest wat iemand nou dag ons nou nog oor gechat man. Klink nie meer soos Linkin Park, klink nie meer soos Linkin Park. Ja, fine, hulle fans en alles, maar nou dis die ou fans hulle. So ek moet net sê hulle het wel gesê dat hulle gaan basies doen wat hulle like. We're not going to be the band that stands for folk or organic music. Wat sê Bros van Ben Lovett het gesê, it's dangerous for us to talk about what we've been discussing for the third album, but we do have greater ambitions, not to just stay within certain sonic confines. Ek kan respekteer, ek persoonlik voel as 'n band wil uitbrei, dis jou eie band, doen wat jy wil, maar moet net nie verbaas wees as daar mense is die gaan aard nie. Kyk nee, ek stem saam, but wat ek dink hulle moet doen is hulle moet try die elektronik, try dit, kyk of dit werk, maar kan 'n goeie single uit. Yes, maar moenie vergeet, moenie wegskram van waar jy was en hoekom mense jou begin like het. Ek het van hulle begin hou want hulle is hier folk rock theme. Maar nou genoeg van hulle. Heel eers wil ek net sê, dit is tyd om 'n toast te propose op Ilse Marie, want sy kan nie vandag saam met ons wees nie want die bliksem hou vakansie by die see. Sorry Ilse. Sorry Ilse Marie. Maar ons maak nou eers 'n koue enetjie op. Lekker. 'n Baie koue enetjie. Dit is 'n vakansietyd. Ja. Vir party van julle. Ja. New Year's is om die draai. Vergeet van die naweek, ek seker jy gaan iets te doen, maar Dinsdag, Maandag, wat sit wanneer is die Maandag 31ste, né? Okay, so as jy soos om hierdie tyd in J-Bay of daar is, gaan Jolly Dolphin toe vir van Coke Cartel. Behoort 'n lekker party te wees daar. As jy in Grootbroek is, daar naby Mosselbaai en Harties by die see, soos Chris sê. Ja, ek noem dit Hartenbos. Okay. Whatever. Dis die JWM Rockster. Ja, dit was moontlik by Pretoria gewees. Dis die Kaapse leg daarvoor en hulle kan kyk na bands soos Stans Liso, Mrs Metroman, Glaskas, Straatligkinders en vriende. So ja, maak kry as daar as jy. Dis by McNasty's. Ja, dis reg. Ek was nog nie by die venue nie, maar klink nasty. Nogal ja. Klink nou my tipe plek. Kaapstad se kant, net so 20 minute buite Durbanville. Dit is reeds aan die gang sover ek verstaan, is dit die Rock the River. Ja. Nou op die 31ste, dis nie aldag nie, hulle is klaar aan die gang, maar jy kan laat gaan injoin. Op die 31ste main stage, just like daar's baie bands, reg van The Guns, dit's baie cool band van die Kaap af, by the way. Ek het nog nie hulle gesien nie. Gaan SoundCloud bietjie The Guns. Ek sien Seven Sun is ook daarso en The Rudimentals, actually twee bands.
Ook die ook ek en Mr. Cameron Jackal. Reuben. En kyk, so 'n bietjie vroeër daar is, kan jy kyk mense soos Mystics, Woodstock Mafia, Good Night Wembley, Taxi Violence, Lock. Die list is endless. Dit is massive. So dit is die podium by te wees vir New Year's in die Kaap. Ja. Maar nie maar die res, ek sien daar's ergens tussendeur, daar's 'n partytjie in Bloemart, honestly nie, en daar's 'n partytjie in Potchefstroom. Wie die hel is in Potchefstroom? Dit is New Year's. So skiet op na Snor City toe in Pretoria. As jy hier is dan skiet Hatfield Square toe vir die Jack Joe en jy party met Jack Barrow, Joe F en well Frankie Fire is daar en dan party bands en DJs en so aan. Dit behoort 'n cool party te wees. En vir net R50, dude, seriously. So dit gaan 'n party wees. En dis square. Sê jy gaan 'n goedkoop drink ook. Ja. Ja, exactly. Ja. Allesins New Year's ek gaan wees by Arcade Empire. Ek ook. Roan gaan ons join. Dit maak 3 van ons ja. Arcade Empire, Tuks FM en MK saam se New Year's party. Die eerste New Year's party, want onthou die wêreld het geëindig, so dis nou die eerste New Year's party. Met bands so Civil Twilight, Zebra and Giraffe, So, Taxi Violence, Richery, The Plastics, Gangs of Ballet en Man is Machine. en dan die elektrisiteit ook. Boom, whatever. Ja. Ja. so begin die huisers dossel. So. Okay, nou vir nou se part ek sê ja, hy is ook daarso, moenie worry nie. En Dubsidia van Spanje. Ja. Dit gaan nie so ek wil sê Check net soos wie's betrokke by die party. Net ek kyk net na die sponsors hierso. Tuks FM, Black Label, Richelieu, Red Hot, Monster, Omega en Jägermeister. Dis net soos dis my lys van drinks vir die aand. Moet nie alles op een slag drink. Ek wil net sê kan jy 'n cocktail imagine tussen ons noem dit 'n sponsor cocktail. Ek dare julle. Ons gaan daai aand om die aand af te eindig. Let wel nie te begin nie. Om die aand af te eindig. Gaan ons 'n sponsored cocktail vir onsself maak. 'n Shot Jaggies, shot Omega, Of 'n Black 'n shot Label. Red Hot. Black Label kan die chaser wees. Chaser, ja. Let's not mix it. Monster is die mix. Exactly, dat kan maar. En Richelieu shot. Oei, Jesus. Weet net dat as jy hom gaan drink, is jou aand verby. Dis ek wil sê ons sal hom so 3 uur voor 2-3 die oggend se kant Ek dink van. ek gaan op die bokkie slaap so daai. Maar ja, ons praat liewers nie daaroor nie. Maar nou vol voorspellingsmok vir nuwe jaar nie. Maar so just in case julle ons nooit weer sien na die New Year's party nie, wil ons graag vir julle 'n paar awards uitdeel. Wel, nie vir julle uitdeel nie, want jy luister hierna en jy verdien teen nie 'n award behalwe 'n high five omdat jy hierna luister nie. Ons bietjie gaan sit en dink. En 'n paar kategorieë uitgekies. Kom ons begin sommer met keep in mind, this is our own personal opinion. Dit is nie wetenskaplik nagevors nie. Veral wat ek weet is daar awards waarvan ons vergeet het, so moenie sleg voel. Ja. Liewe band, as jy nie iets gewen het, dalk verdien jy ook iets. En moet my ook nie kruisig as ek van jou favorite band vergeet het nie. Okay. Music video van die jaar local. Vir my, sou ek sê van Kykartel tot die son uitkom. Daai twee klein kindertjies en daai wat speel in sy kamer en Fransjo het access se pa. Dis net vir my absolutely awesome geweest. Ek wil net sê vir presies dieselfde redes, dit maak dit twee van ons. Van Kykartel tot die son uitkom, maar ek moet 'n special mention gee vir Taxi Violence se Unholy. Net van 'n Tenet Phoenix En sy's pragtig. Dis 'n luister. Roan, wat is joune? Ek gaan vir Bitter Einde se kwaad naas. Dit is net Shane Durant. daai ene, die einste, ja. Kan jy die rap doen? Kan ek enigstens rap? Ek kan nie eens 'n Kersskink rap nie, nou wil ek 'n song rap. I don't think so. So dis twee van Coke daar en eenetjie vir Bitter Einde. Iets wat my gevang het, is hierdie jaar het ek 'n hele lys vol nuwe muses. Of nie nuwe muses noodwendig ontdek nie, maar nie vir my. So ek wil graag 'n kategorie inbring, jou favorite new find. Dit kan al lank in die industrie wees. Dis iets wat jy nie gevind het. Roan, Okay, wat ek gaan het jy gevind? Kom ons maak dit local en international. Okay, ek gaan begin local gaan ek sê definitief Bitter Einde. Hulle het my net soos uitgepop hierdie jaar en Jy het 'n bietjie laat opgevang, maar welkom. ek is daar, okay. Welkom. I'm a slow learner, okay. En dan international definitely gaan luister 'n bietjie Kane en Cambria. Dit is jy kan dit nie verduidelik, kan jy hoe classify hoe verduidelik jy wat dit is? Jy kan nie dit dis ouens wat comics skryf en music doen saam met dit. Dis 'n baie cool kombinasie wat hulle het daar. En nou, Matthew Wall, definitief. Nie omdat hy kompetisie gewen het dan hy was Londen nie. Ek weet ek het laas week gesê hy was nog nie Londen toe nie, maar hy was al gewees. Dit was my baie cool geweest by Pop Acoustics hierdie jaar. En hy het Mok Waves in die streek, ek dink hy gaan redelik ver gaan volgende jaar. En dan international van Holland af,
Bombay Showpig, wat ook by Op die Koppie gespeel het. Wie sou ooit gedink jy gaan 'n international award uitdeel vir iemand van Holland af? Wat nie iets te doen met 'n kaastoekenning nie. Exactly. En nou, Ek wat nie leerwoorde in Engels gebruik nie. Ja. So ja. Hoorie, ek moet weer, vir my was dit vreeslik moeilik want soos ek sê, ek het hierdie jaar was my mission geweest om nuwe bands en artists te gaan ontdek. En wow, ek het Taylor blew my mind. She just did not make the cut. Yes, ek het 'n paar nuwe bands geweest, maar wat dit vir my gemaak het, locally Man as Machine. En die storie daar agter, ek moet net kort sê. Die braai het vanaand uitgekom. Wat is die leadsinger se naam weer? Ek het vergeet nou. Ook krap. So sue me. Rob Visser. Rob, yes. Straf. Hy kom na my toe die eendag na 'n show en hy het soos gesession vir 'n ander band en hy vertel my toe net, "O ja nee, hy het ook 'n band." En honestly, ek hoor gereeld van ek het ook 'n band. Ja. almal is in 'n band, hulle is in 'n band of 'n DJ. Exactly, almal is 'n band of 'n DJ. Ja. En dis ek sê whatever. Okay, fine, dit is nice, skryf jy. Toe ek hulle gesien het 'n tydjie later by Arcade, toe vreet ek my cynicism op. Hulle het opgespring tot in my top 10 favorite local bands of all time. So hulle is en dan international weer eens 'n hele paar ontdek, maar ek moet sê second one it's vars in my geheue van laasweek af. First Aid Kids. Hulle was ook die nommer 10 geweest met hulle song Emmylou op die Rolling Stones se lysie. Ja. So ja, First Aid Kids gaan check hulle uit. Nou, disappointments of the year. Dit kan wees either 'n album, 'n show, 'n ervaring, enigiets music scene related. Wat was vir jou, kom ons begin so met Roan, 'n disappointment gewees hierdie jaar? Okay, ek het twee vir daai ene. Honestly, okay, Linkin Park fans moet my nie haat nie, but Linkin Park, okay, ons is nou weer terug by daai Mumford & Sons topic van die band klink nie meer dieselfde nie. Hulle doen nie. Dit die ou stemkeelkanker of iets gekry en sy hele carrière en sy band is daarmee heen toe hy uit is. Snaaks genoeg stem ek actually saam met Roan op daai nou vir Linkin Park. Dit is net nie meer okay. Ek is 'n hard rock fan en Linkin Park was hardcore rock gewees 3-4 jaar terug. Hoorie, dis baie scary want myne is ook Linkin Park maar vir ander redes. As jy 'n paar podcasts teruggaan, is my disappointment die spesifieke Linkin Park show. Die spesifieke Linkin Park show want ek kon nie fucking hoor nie. Exactly. Dit was net die sound het dit vir my geruïneer. Maar my eintlike disappointment vir die award gaan vir Jules Fantasties se laaste album, Beloofde Land. Honestly, Ja. Ek is seker ek gaan hom binnekort begin speel by Afrikaanse troues dat mense kan begin sokkie op hom. Mense gaan jou vra. Okay, maar so op die Afrikaanse ding, ek weet nie of dit is definitief nie 'n voorreg gewees nie, maar ek is gesleep na 'n plek met die naam Pretville. Ons het actually gister verby dit gery. Nou, as jy wonder wat Pretville is, nê, hou dit so, wonder daaroor. Moenie dit Google nie. Pretville is 'n 50s dis 'n klein dorpie wat hulle gebou het naby Hartbeespoortdam wat hulle 'n Afrikaanse musical geskiet het. En dit is groot klomp stront wat ek in my lewe al gesien het. En moet dit net nie gaan kyk nie. Dit is nee. Okay, so voordat Roan verstik in sy drankie daarso. Ons was bevoorreg geweest om hierdie jaar ongelooflik baie internationals te hê wat kan optree. En ek skeer vir Congos bijvoorbeeld onder die international kam want jammer, jy kan nie sê jy's 'n Suid-Afrikaner net omdat jy toevallig 1000 jaar terug gebly het nie. So vir julle, wat was die beste international act wat julle gesien het hierdie jaar in Suid-Afrika? En nou. My is dit 'n taai, want ek was nou by baie feeste hierdie jaar gewees en ek het actually probably meeste internasionale acts gesien wat ek in my entire lewe gesien het. En dis 'n taai tussen Prodigy, Synergy en Bullet for My Valentine by Op die Koppie. Al twee shows het my completely net Bullet het my completely surprised. Prodigy het maar net die kraal in die gang gekry. Ek het nog nie mense sien dans by 'n actual festival nie. So dit het my awesome gewees. Ek kan myself skop oor ek nie Bullet for My Valentine gaan sien het nie. Maar ek was wel by Rimefest gewees en In Flames was epic. Die moshpit was siek geweest. En dis vir presies daai rede wat ek was so naby om te sê In Flames het dit vir my gevat. Maar toe onthou ek Cedar was by Op die Koppie. Toe wil ek vir Cedar my award gee en ek skiep dit was epic geweest. En op die laaste oomblik, toe verander ek dit. Want by Millipop het ek Uriah Heep gesien en those ballies blew my mind. So ja, my award gaan vir Uriah Heep as Best International. Baie albums uitgekom hierdie jaar en ek wil net 'n disclaimertjie gee. Ons vat hierdie van laas jaar Desember want daar het 'n paar albums einde Desember, middel Desember in 2011 uitgekom. But we count that as a 2012 thing. Ja, right? definitely. Wat is julle best local albums wat uitgekom het? Okay, by ver gaan ek gaan vir Wiesbank van Koukartel. Dis 'n epic album. Dit is local, dis lekker, dit is
Dis awesome. Nice. Ek gaan vir Betrander se tweede album, dink Dance Machine. As jy nog nie 'n kopie het nie, kry eene, speel dit, maak jy bure jaloers of bewus van ordentlike musiek. En was baie cool collabs op was etc. Check it out. But this is my favorite album vir vir die jaar. Ek moet saam met Roan stem, my award gaan vir van Cocatel Wies Bang. Die album het my lewe verander. Let me just Ja, definitief. Dit het 'n impak op my gehad. Dis ook een van my favorite albums vir die jaar daai. Hulle moet weet so. Quick question, what's your favorite song op die album? Yes, like. Oh, Wow. Okay, sorry, ek het al 'n bietjie op die spot gesit. Dis tussen 3, dis tussen 3. Nou, favorite een van die album. Ja. Dis 'n land. Ja, dis 'n land. Dis 'n land is Dis 'n land is my favorite. vir my tot die son uitkom en dis 'n time met O ja, toe dis so uitkom ons. Ja. en moet nie dink nie. Natuurlik, daar net songs net so. Okay, nee, okay, dis 'n land. Dis 'n land wen vir my. Okay. Ons almal het al daai oomblik gehad waar jy net jou gat kon skop vir verskeie redes. Nou, die een being, kom ons begin sommer net by live acts wat jy gemis het. Dat jy net absoluut jou gat kan skop en sê, boom, ek moes daar gewees het. Sorry my lewe, ek het jou die onreg aangedoen dat ek nie daar was nie. Roan, wat was dit vir jou? Okay, ek het ook weer 2. Ek gaan terug na die Bullet for My Valentine wat by Oppie was. Dit is net ek haat myself al voor tot vandag toe nog. En dan iets anders wat ek ook really bummed is oor is Prodigy. Want dit wat ek nou gehoor het van Prodigy en dat die show so amazingly epic was, kan ek ja, Funny genoeg, ek is hier met jou presies op dit, maar ek het Bullet misgedrink. Ek is jammer om dit te erken. Cedar was erop gewees, okay. En Prodigy net want die hele dag sê ek moet eintlik nie sê Prodigy nie, ek moet sê Synergy Live was vir my gatskop live ding wat ek opgemis het. Vir my was dit die Goodnight Wembley launch in Pretoria gewees. Ek wou amper vir my broer sê hy moet besluit om op 'n ander naweek te trou. Maar ek het dit nie gedoen nie. Net uit respek vir hom, van familie kom eers. So ek het daar sê ek hoop hulle kom toer binnekort want ek wil hulle so graag laat sien. Ek het rumors gehoor vir vroeg volgende jaar by the way. Dis baie geen storie. Dan, die Gatskop Award gaan een verder gevat word. Omdat ons almal mense met 'n opinie is, het ons 'n opinie wat ons lewer en op die einde van die dag draai ons dalk net verkeerd uit met ons opinie. Ek gaan sommer net begin stryd op en sê ek kan my gatskop en jammer dat ek jou gejudge het op hierdie enetjie. Begin van die jaar, gaan luister na ek dink dit was ergens in die eerste 5 podcasts omtrent. Het ek 'n harsh review gegee van Jack Barrow se latest album. Ek sê ou. Ja. Jack, ek is jammer. Ek het die statement gemaak, I do believe dat daar is 2, maybe 3 cool songs en so 2 songs wat op jou sal groei en die res is tos. Nou, daai hele album, behalwe een song nog steeds, honestly, Biscuits en Biltong gaan van die album af. Die res van die album luister ek op repeat, as ek in 'n party by wil kom, as ek moet my gatskop kan my naam krater maak. Pero, jou album is awesome. Ek wil net daarbey inval dan, want myne is baie closely related, is Gazelle. Ek het gedink Gazelle was bietjie van 'n hippie, hipster, daggekop, ouetjie, wat dink hy kan sing. Ek is jammer, okay, en ek moet net sê dat die feit dat hy gekollab het saam met Pero, dit het net soos dit het weer vir jou oopgemaak ja, om te luister. En dan luister jy nie net na hom die hele tyd nie, en dis big up. And contrary to this popular belief, Gazelle's actually een van die beste live acts in die land. So as jy hom nog eens kyk, Ek het mos nou gesê ek is jammer. En nou, wat is jou artist gatskop? ja, ek voel actually sleg hieroor, want ek het vir Adele gelus. Ja, en ek het nie al geluister voor die tyd nie. So ek het soos 'n ass gevoel. Wat is die lesie wat jy leer hier uit? Moenie man judge vir hulle musiek luister nie. En ek voel so krap daaroor, maar ek moet sê, al hou ek nie van die musiek genre wat sy doen nie, sy is 'n brilliant musician, sy het een befokte stem. Ek jammer. Maar sy, en ek jammer Adele. Ek is net bly ons kry nou om so 'n bietjie sy mind oop te maak. Dis cool. Collab van die jaar. Hierdie jaar het ongelooflik baie collabs gesien, van live show collabs tot album collabs. En nou, jy het 'n vreeslik interessante een hierso vir ons gelys. Ja, ons was by Café Barcelona so 'n paar maande terug. Ek hoop Gareth luister. Queens of a Frost Stage was 'n collab geweest met Sam and Gypsy Queen en Albert Frost wat mekaar se songs gespeel het. So Albert het 'n song gespeel en dan collab Sam and Gypsy Queen saam met hulle en dan speel Sam and Gypsy Queen 'n song en dan collab Albert Frost saam met hulle.
With Wow. Queens of the Frost Age. Ja, dis wat niemand het That's gedaan. pretty cool. Cool. Exactly. Dis awesome. Dis op my lys vir 2013, ek moet hulle sien. Okay, my Caleb, ek gaan weer terug na my gatskop award toe is na ek my pride gesluk het ek bietjie daarna begin luister en Jack Sparrow en Gazelle. Ostokelos. That's a Daar song kry nog om mens. dit is net soos een van die songs wat net vir my gaan bly vir 2012. Is net hy's daar en ek weet wat was hy op die top 40 gewees 5FM. Die eerste Afrikaanse Afrikaanse song op die top 40 en ek dink hy het hom ingehaal, né? Ek dink hy het hom ingehaal. So, weet jy wat, ek dink ek het 'n redelik goeie opinie in daai ene. Ja, my collab, ek gaan klein bietjie cheat, ek dink. Want my collab is 'n hele album, is 'n groep bands, is 'n tour wat uitgekom het. Van fantasties. Paar keer die Van Fantasties show gaan check, die album sif geluister. En daai collab action was vir my amazing. Net om hulle interaction te sien op stage. Van Coca-Cola, Fogel Polisie King, jy was fantasties. Hoe hulle ge-interchange het. As jy weer sien, dan's die een braaf van daai band op hierdie stage saam met daai enetjie en agter was nie een keer dieselfde gewees. Dis ook awesome geweest om te sien toe Jewel speel en Jason Oosthuizen wat besluit hy speel nou vir Jewels dromme. En toe Jewel speel, toe speel Jason vir hulle dromme. Ja. Kijk, actually Kry myself, dit. ek spreek maar, sorry. Ek dink dis die bier wat praat. Okay, maar ek meen, ja, dit was baie cool daar geweest. Nou, top 3 live local bands vir hierdie jaar. Wat jy live gesien het, die top 3 live local acts van die jaar. Kom ons begin sommer by Henno. Okay, ek voel nog spyt dat ek Taxi Violence gemis het op die kop hierdie jaar. Ek sal nie sê hoekom nie. Ons almal sien ons redes, maar hulle is my regtig een van die most underrated acts in die land. Ek weet Isamarie ook so en hulle is een van die beste live acts en ek love hulle. Tweede een van Kuikertaal, net vir die blote energie wat op haar stage in die gang is as hulle speel, die manier wat Frans hulle die kaart in die gang kry. Die unsolicited Jägermeister shots vir die stage. Maar ek dink ek dit op die podcast sê nie. En natuurlik Bittrander. Meer onlangs het ek gesien mis in die live. Cool om te sien hulle begin collab met al die artists. Het jou Enkelwoods afsupporting saam met Tim Bemmers. Saam met Click and Shine van Desmond and the Tutus. Awesome geweest. Okay, ek Nou, gaan Roan, jy het 'n interessante lysie hierso. ek weet. Almal ek weet net almal gaan sê ja, nee, jy's Bittrander en die groot bands, groot name. Ek het bietjie in feite ek en jy was daar gewees, Christo, by kleiner bands en ek moet sê okay, ek gaan begin by die klein bands. My favorite is 'n two-piece band. Dit Is nou 3 piece. is dit nou okay, Ja, three-piece. onlangs. Toe ek hulle gesien het, was hulle 'n two-piece nog gewees. Is Van Smith. Nou hierdie twee ouens, dis net soos Mumford & Sons se gat. Honestly, want hierdie ouens is net epic en is twee jong ouetjies en hulle rock het. Dan 'n ander band wat ek kan nou nie onthou wat was hulle voor hulle nou Vintage Kings was nie, maar dit is nog 'n epic. Ek wil amper sê dis my tipe hardcore rock tipe band. Hulle klink baie vir my soos die Prime Circle nog edgy was. Yes. Ja. En hulle vat daai edge, hulle maak dit beter. Presies. Okay, dan moet ek nou maar net een groot band noem, is net Van Coke. Van Coke is maar net een van die beste, soos wat hy nou gesê het. Die stage presence wat daai ouens het, is net insane. En dan het hulle nog tonners goeie musiek ook. Absoluut. Nou ek het 'n bietjie weggebreek. Ek sou gesê het my top 3 live locals being Van Coke, maar julle het laag gesê, so ek gaan my top 3 klein bietjie anders maak. Fogel Polisie sal altyd wees my favorite band. Ja. Maar hierdie jaar het hulle net weer die hele paar shows wat ek van hulle gecheck het bewys. Daar is nie vir my 'n band wat naby aan hulle kom live op stage nie. Nie eers Van Coke nie. Wat weird is om dit so te sê. Dan Black Cat Bones. O ja. Self 'n hele paar keer gesien hierdie jaar. Ek sweer, elke keer wat ek hulle sien is dit asof they energize everyone. Ek dink jy moet 'n tannie bring as jy 'n verlamde in jou gesin het. Vat die verlamde, rol hulle daar so in by 'n show. Hulle sal soveel energy kry. Hulle sal opstaan uit die rolstoel en saam begin dans. Ek wil net een ding inval daar. Ek dink Cobus de Kop Jr. is die embodiment van rock and roll. Hy is. As ek ja. En dan laastens moet ek sê Southern Gypsy Queen spesifiek hulle show by op die kop hierdie jaar. Spesifiek. Maar overall Southern Gypsy Queen amazing live acts. Laaste kategorie en omdat ons almal relatief social media addicts is, moet hierdie een inkom. Is jou local entertainment of entertainment related tweep
of the Year. So enigiemand wat ergens in die entertainment scene betrokke is, wie het vir julle uitgestaan as die coolste Twitterer van die jaar? Roan? Ek moet net sê, vir die controversy en die controversial subjects en goed, hy is net bang vir niks nie. Gareth Cliff. Interessant. Mense haat hom, mense like hom. Ek is 'n fan. Die ou sê dit soos dit is en dis hoe dit is. Hy's nie So jou is Gareth Cliff. waarvoor. Check 'n bietjie uit. En nou, Gareth Wilson van Southern Gypsy Queen. wat sy Twitter handle? Gareth Wilson is hy, aan mekaar. Hy het epic tweets. Hy het epic. Hy is ook, soos ek nou lig gesê het van Kobus, rock and roll embedded. As rock and roll 'n persoon kon wees, was dit 'n kombinasie van Kobus de Kok Jr en Gareth Wilson geweest. Nice. My persoonlike favourite een is Bouwer Bosch. Vir die eenvoudige rede, hy probeer nie iemand shock met sy tweets nie, hy probeer nie controversial wees nie. Hy het snaakse tweets, hy het helpful tweets, en hy actually saai 'n bietjie controversy met van sy tweets wat hy uitstuur. En hy het 'n snor. En hy het 'n snor. Dis kom Christo hom like want hy het 'n snor. Boom, Bouwer. Dit ook gesnoor. Bouwer het 'n man crush op jou as jy hom luister. Nou luister, voordat ons hierdie storie afeindig, wil ek eers net funny dingetjie sê. Baie dankie dat jy geluister het na ons awards. Ek speel nou net voor ons die podcast begin rekord, toe speel ek 'n sekere song en ek vra vir Roan en vir Eno. Luister hier, so gesê my wat dink julle van hierdie song? Ek het nie vir hulle gesê wie speel, wie sing dit nie. En altyd was relatief positief geweest daaroor, né? Nee? Kyk, dit is epic. Okay, nie epic soos in Fok of Nee, Police kan dit is epic maar nie nie, Led maar Zeppelin epic, nee. Nee, maar Maar- julle het gesê dit klink mooi, julle sal dit Ja. luister. en die feit dat Christo vir my gesê het dit is 'n live recording en ek was nogal impressed geweest. Tot ek gehoor het wie dit is en toe So ek wil net sê, boom, ek het offisieel vir Henno Creer en vir Roan Liebenberg gekry om van 'n song van Miley Cyrus te hou. Sy doen 'n cover van Wel, Dolly dit- Parton se Jolene. Sneaky Chris. dis nie haar song nie. So Sy sê het dit hom julle gesing. like it. So, Paul was 'n country singer geweest. so net vir julle uitwys dat if you open up your mind, né? If you open up, in fact, ek gaan die video hier onder bysit en dan kan jy vir my laat weet wat dink jy hiervan. As per usual, gaan ons die podcast afeindig met 'n tweet of the week actually. Maar aangesien ons nou die awards uitgesit het ek gevoel kom ons eindig met 'n tweet, een of haar epic tweet wat in die laaste paar dae getweet was deur een van die tweeps wat nou die award gewen het. En nou jy het vir Gareth Wilson weet. That awkward moment when you bend over and Meatloaf actually does that. I mean, come on. Hello. This Hulle is desperaat vir funny. liefde. Yes. awesome. Gareth Cliff, right? Okay, ek gaan soos ek gesê het met sy controversy en so aan. Gareth Cliff het gesê, I wish the president knew just how much more esteem I hold my dog than I do most humans on earth. En dit is net so. En natuurlik sit hy met Bouwer Bosch en sy snor wat sê The Hobbit could have been a 90-minute film if they had the budget to get each dwarf a Segway. #rookie mistake. Toen is al begins volg daai mense, jy kan vir Roan ho gaan volg. Oor dit Kersfees is. Ja, een van tyd gaan dit weer terug verander na Roan haha toe hoor. Ons sal sien. En nou Creer, Baas de Beer, as jy iets wil wat weet van wat ons gesê het. In fact, as jy 'n opinie het oor ons awards, please, sit dit op die onderkant van die blog en laat weet vir ons. Kan ek iets bysit? Yes. Wat ons ook van die luisteraars kan kry is almal het hulle venues waar hulle gaan vir live music. Ja, goeie Ja. idee. So ek weet okay, ons is nou based in Pretoria. So ons gaan nie baie biased wees, of nie biased wees Ons nie. gaan biased wees. Ons gaan baie biased wees, Ja. want ek gaan sê Anklas, dis my venue, live events, ook at Empire. Maar ek meen, sê vir ons, wat is jou favorite venue vir wat? Live music? Live. Kyk, ons het 'n kategorie by die 2012 awards. Best live music venue in Suid-Afrika. Laat weet ons op hierdie blogpost. Nou. In elk geval baie dankie maats vir julle teenwoordigheid. Dankie vir julle. Cheers. Yes. En Geseënde nuwe jaar. ja, Zoiets. van al drie van ons af. Is dit voorspoedig of geseënd? Verspoedig in die jaar. Lekker ene, dis al wat saak maak. Sien julle by al kyk maats. Cheers. Cheers.